Hallo al julle avonturers, welkom by ons groot herfenisavontuur. Is julle reg? Ons gaan vandag saam op 'n reis en die beste deel, dit gaan julle help om heeltemal slaggereed te wees vir daai eksamen. So, die groot vraag is jy reg om 'n egte erfeniskenner te word? Ja? Ek het so gedink. Sien hierdie as jou kans om te wys wat in jou kop aangaan. Kom ons toets daai kennis. So, pak gou jou denkbeeldige rugsak en kom ons spring weg. Reg, ons eerste stop op hierdie avontuur, dis deel 1, ken jou kaart. Jy sien, vir enige goeie avontuur hier ewers heen gaan, moet hulle moes eers die basiese dinge weet, nee? Dis ons fondasie, so kom ons maak seker dis lekker stewig. Goed, kom ons begin sommer by die heel begin, dalk die belangrikste vraag van almal. Vraag nommer 1, wat presies is erfenis? Dink 'n bietjie daarna. Ja, dis presies reg. Erfenis is al daardie wonderlike, kosbare dinge wat ons van die verlede kry. Jy kan amper daaraan dink soos 'n geskenk van ons oupas en oumas en hulle oupas en oumas. Dis wat ons vandag nog so spesiaal maak en ons almal aan mekaar verbind. OK, so ons weet nou wat dit is, maar hoe deel ons dit op? Dis ons volgende vraag. Vraag nommer 2, noem die 2 hoofgroepe van erfenis en probeer sommer aan 'n voorbeeld vir elkeen dink. Julle het dit. Dis tasbaar en ontasbaar. Nou, tasbaar is lekker maklik. Dis alles wat jy fisies kan sien en aanraak. Dink aan 'n ou gebou soos die kasteel in die Kaap of dalk 'n ou ossewee. Maar ontasbaar, dis die towerkuns wat jy nie kan sien nie. Dis soos die resep vir ouma se melktert, die stories wat ons om 'n kampvuur vertel of selfs 'n tradisionele dans. Nou, Suid-Afrika het 'n paar plekke wat so ongelooflik spesiaal is, die hele wêreld wil dit help beskerm. So, vraag nommer 3. Weet jy dalk hoeveel wêrelderfenisgebiede ons hier in ons eie land het? 8, ja, hele 8 plekke. Dis nogal baie. Dink 'n bietjie daaroor. Hierdie plekke is so belangrik dat 'n groot organisasie genaamd UNESCO, dis amper soos die wêreld se erfeniswagters, sê ons moet dit vir altyd en altyd oppas. Dis regtig iets om op trots te wees, né? Goed, kom ons zoom 'n bietjie uit en kyk weer na die kaart van ons pragtige land. Vraag nommer 4, hoeveel provinsies het Suid-Afrika en watter een lê heel bo, heel in die noorde? 9. Ja, ons het 9 heeltemal unieke provinsies en elkeen het sy eie spesiale skatte. En heel bo, amper soos die kroon op ons land se kop, lê Limpopo. Uitstekend as jy daai een onthou het. Nou, een van daardie 9 provinsies se naam vertel 'n baie blink storie. So, vraag 5, wat beteken die Sesotho woord Gauteng en watter skat kry 'n mens daar diep onder die grond? Jep, presies. Gauteng beteken plek van goud. En weet julle wat, dis nie net 'n oulike storie nie. Hou vas, ongeveer 40% van al die wêreld se goudreserwes kom van daardie einste plek af. Dis mos ongelooflik. Sjoe! OK, van goud gaan ons nou na 'n skat wat selfs nog ouer is. Die storie van waar ons almal vandaan kom. Vraag 6, wat is die wieg van die mensdom en wat is die heel bekendste deel van hierdie spesiale wêrelderfenisgebied? Dis reg, die wieg van die mensdom. Hey, dis een van ons 8 wêrelderfenisgebiede, onthou, en dis 'n absolute fossielskatkis. Dis die plek waar wetenskaplers die oorblyfsels van ons heel vroegste familielede ontdek het. En die hart van hierdie hele gebied, dit is die beroemde Sterkfontein-grotte. En soos met enige goeie skatkis, is daar 'n paar baie bekende juwele binne-in. So, vraag 7, kan jy 2 van die bekendste fossiele noem wat daar ontdek is? Mooi so, Mrs. Bless en Littlefoot. Dink net vir 'n oomblik hieraan. Littlefoot is 'n amper volledige geraamte van 'n voormens wat miljoene jare teruggeleef het. Dis soos om 'n legkaart uit die diep verlede bymekaar te sit. Wow! Briljant! Julle het die kaart heeltemal bemeester. Nou begin die regte skattejag. Welkom by deel 2, ontdek die skatte. Nou gaan ons 'n paar spesifieke historiese juwele van naderby bekyk. Reg, ons heel eerste skat is 'n hele verlore koninkryk. Vraag 8, wat was Mapungubwe en in watter provinsie vind ons vandag die oorblyfsels daarvan? Dis heeltemal reg, Mapungubwe was die heel eerste staat in die hele Suider-Afrika, honderde en honderde jare gelede. En waar is dit? In Limpopo, natuurlik. Sien julle, die kaart wat ons vroeër so mooi bestudeer het, help ons nou om al die skatte op te spoor. En 'n koninkryk het mos altyd koninklike skatte, né?
So, vraag nommer 9. Wat is die allerbekendste kunswerk of voorwerp wat by Mapungubwe gevind is? En wat het dit voorgestel? Wat was die simbool daarvan? Die goue ronnester. Jep. Hierdie klein, fyn beeldjie, gemaak van pure goud, is wêreldberoemd. Maar dit was nie net daar om mooi te lyk nie. Nee, dit was 'n ongelooflike kragtige simbool. Dit het gewys hoe ryk die koning was en hoeveel mag hy oor sy mense en sy land gehad het. Maar onthou, erfenis is nie net goue voorwerpe en ou geboue nie, dit gaan ook oor die dade van mense. Vraag nommer 10. Wat beteken erfenis in mense se prestasies? Juis. Dit beteken eenvoudig ons eer en onthou die goeie en belangrike dinge wat mense lank voor ons gedoen het. Hulle stories, hulle suksesse. Dit word deel van ons eie erfenis. En dit inspireer ons om ook groot dinge te probeer doen. Reg, op na die volgende provinsie op ons skattejag. Vraag nommer 11. Watter oulike bynaam het die Vrystaat en hoekom noem ons dit so? Die broodmandjie van Suid-Afrika. Dis so 'n gepaste naam, is dit nie? Want dis soos die land se grootste spens. Meer as 70% van al ons graan en mielies, die kos wat ons amper elke dag eet, kom van daardie plat, wye vlaktes af. OK, ons laaste vraag op hierdie ongelooflike avontuur gaan oor iets wat elkeen van ons het. Vraag nommer 12. Hoe is name deel van ons erfenis? Perfek. Name is amper soos onsigbare etikette wat aan die verlede vasgeheg is. Of dit nou 'n pleknaam soos Gauteng is wat 'n storie van goud vertel, of dank jou eie van wat jou familie se hele geskiedenis dra. Name hou ons kultuur en ons herinneringe lewendig. En dit, my mede-avonturiers, is die einde van ons vasvraag. Sjoe, fantasties gedoen. Julle kan julleself 'n groot skouerklop gee. Julle is nou amptelik erfeniskenners. Kyk net 'n bietjie na al die skatte wat nou in julle kennisskatkis is. Julle weet nou presies dat tasbare en ontasbare erfenis is. Julle ken superbelangrike plekke soos die Weeg van die Mensdom en Mapungubwe. Julle het geleer van ongelooflike skatte soos die goue renoster en die fossiel Mississippi. En julle verstaan nou hoe name en plekke deel is van ons almal se erfenis. So, terwyl julle nou verder voorberei vir daai eksamen, los ek julle met 'n laaste persoonlike uitdaging. Watter deel van jou eie erfenis, dalk jou familie of jou taal of 'n gunsteling tradisie, is vir jou die belangrikste? Wat is die kosbaarste skat in jou lewe? Dink 'n bietjie daaroor. Baie sterkte met die eksamen en moet nooit ophou om ons land se wonderlike stories te ontdek nie.